Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende krantbesprekings en Tanya de Venter-Byker sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre Jennifer en Pierre. Skone dame. Ons gaan voort met die omstrede lied Te Kill the Boer. Dis korrek en dis natuurlik nadat die EFF dit gedreensang het by die Sharpeville herdenking afgelope week 21ste Maart. Gister het die konstitusionele hof weer 'n aansoek van die hand gewys en gesê nee, hierdie gaan nie terug hof toe nie. En die versoek vanaf AfriForum om dit weer hof toe te vat, weer appel aan te hef op die appel wat hulle reeds gedoen het. Die hof net eenvoudig in 'n eenvoudige een blad, ek dink omtrent een paragraaf gesê, nee, hierdie gaan nie terug hof toe nie, ons glo nie, dit het grond om hierdie keer suksesvol te wees nie. Jy sal onthou in 2022 het die Gelykheidshof reeds bevind dat die liedjie nie haatspraak is nie en toe verlede jaar in 2024 het die konstitusionele hof ook bevind dat die lied nie haatspraak bevat nie. Corneille Mulder van die Vryheidsfront Plus wat toe gesê het, hulle gaan dit nie los nie, hulle gaan dit verder vat. Hy het ook gesê dat hulle dit weer eens op internasionale hulp gaan staatmaak hiervoor. Interessant die EFF wat ook daarop gereageer het en gesê het, hulle verwelkom hierdie uitspraak. Die Vryheidsfront Plus wat gesê het, hulle verstaan nie die uitspraak as die EFF nog nie eers in die eerste plek kon 'n repliek lewer op hulle aansoek wat hulle indien nie. Die EFF wat gesê het, dit is weer eens 'n bewys dat dit 'n sinnelose geveg is, omdat hierdie 'n liedjie is wat uit die apartheidjare kom en hulle sê dat net swart mense was nog ooit in hierdie land onderdruk en nie wit mense nie. So, daar is nie enige rasgedrewe politiek teen wit mense nie. Dit is die EFF se woorde. So, interessante wending, interessant dat hulle dit ook onmiddellik uitgegooi het. Ons sal nou maar sien hoe dit verder gaan en watter stappe AfriForum en die Vryheidsfront Plus verder sal neem hieroor. Sekerlik as die konstitusionele hof dit van die hand wys, is daar nie eintlik meer opsies nie. Dit help ook nie met alle respek jy sê gaan oorsee gaan op. Die oorsee kan niks van ons wette verander nie. Nee. Julle het al daaroor gepraat, Marco Rubio van Amerika wat ook hierdie lied sy aandag trek. Hy het ook gesê dit is haatspraak. Maar ja, wat gaan jy? Is die konstitusionele hof nou al op jou appel van jou appel sê, dis nou klaar. Wat gaan jy nou doen? Dit is 'n deurmekaar kwessie. Ek moet as jy jouself die term 'n boer of 'n farmer toereken en jy dink jy val onder daai klas en hierdie liedjie sê kill the farmer, kill the boer, dan sal jy natuurlik gevoel asof jy geteken word. En dan aan die ander kant daarvan is as die grondwetlike hof, die konstitusionele hof besluit het dit is so, dan het ons in ons regstelsel wat ons altyd op onsself beroep dat die howe die regte besluit sal neem, is daar nou 'n besluit geneem wat 'n presedent skep wat tog steeds jy voel jy nagekom word deur die besluit van die howe. So nou waar is jou vertroue dan in die howe? Vertrou jy dan die howe enigstens nog? En as jy jouself onder hierdie klas sien, moet jy dan nie fyngevoelig wees nie of dis 'n baie komplekse baie emosionele saak. Emosioneel en kompleks, baie. Ja, ek dink dis eintlik net op hierdie stadium nog verdere onnodige verdeeldheid wat gesaai word. Wat ons nie nodig het nie. Ja. In hierdie tyd waar ons kan ek net sê, ek voel baie keer dat ons net dit sê, dit is nie almal wat so verdeeld is nie. Nee. Ja. Die meeste van ons wil regtig net in vrede met mekaar in hierdie land saamleef. Tanya, maar daarmee saam sê die minister ook plaasmoord gepleeg deur mense bekend aan boere. Baie interessant, gister 'n perskonferensie na die kabinetsvergadering deur minister Kombutso Ntshabeni wat gesê het dat die meeste plaasmoorde word gepleeg deur mense wat hulle ken en sy noem dan ook familielede. So dit is natuurlik na aanleiding van heelwat hoog of sal ek sê plaasmoorde wat baie aandag in die media gekry het waar dit inderdaad eggenote of minnaars was wat hierdie moorde gereël het of gepleeg het. Om te sê dat dit alles is, dink ek is 'n bietjie verregaande. Sy het ook interessante opmerking gemaak en sy het gesê die polisie het met AfriForum vergader om beweringe van 'n wit volksmoord uit te klaar en dan het sy gesê dat AfriForum erken of gee toe dat die misdaadstatistieke soos deur die minister van polisie uitgereik is, akkuraat is. Onderaan die berig is daar 'n repliek van AfriForum wat sê dit is nie heeltemal wat hulle gesê het nie. So Ja, baie interessant en dan het sy ook gesê dit is onwaar dat daar reeds 72,000 boere
aansoek gedoen het vir die vlugtelingstatus in Amerika om na Amerika te gaan. Sy sê in die heel eerste plek het ons nie eers 72.000 boere in die land nie. Daar is 41.122 boerdery-eenhede. So ons kan nie, daai is letterlik fopnuus dat daar 72.000 boere reeds aansoek gedoen het om Amerika toe te gaan. Ek wonder net, sal ek daarvan hou as die minister en Afriforum dan nou maar saam by 'n media konferensie kan sit om te sê, hier is waar ons gepraat het dit, maar ons gaan dit seker nou nie sien nie. Net om uit beide monde te hoor, okay, ons stem saam oor wat word geklassifiseer as 'n plaasmoord, want ek dink na die vorige syfers was dit die probleem, wat word geklassifiseer as plaasmoord. En dan twee, wonder ek ook met die syfers van die 72.000 en 41.000, of almal wat aansoek gedoen het werklik boer. Presies. Ek dink dit is noodwendig dit Presies. nie. Dit kom terug by Pierre se opmerking van wanneer is jy 'n boer? Weet, jy klassifiseer jouself as 'n boer. Ja. Boer jy letterlik met graan of wat ook al, met iets. Dan nog 'n student sterf, hartseer storie. Ja, die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus wat 'n rowwe week het hulle 'n twee studente hierdie week verloor. Wimbai Marevo, sy het 'n dag nadat sy haar graad in finansiële rekenmeesterskap gekry het, in mekaar gesak op die kampus nadat sy 'n vriendin se graadeplegtigheid bygewoon het. Haar dood se oorsaak moet nog bepaal word, maar dit kom net nadat Krezaan Krezaan se van reg kry Aghenbach in haar slaap oorlede is. Sy was 'n epilepsieleier en daar is nog nie 'n lijkskouing gedoen nie, maar daar word vermoed dat dit bygedra het. Sy was 'n tweedejaars student in megatroniese ingenieurswese. So baie moeilike week vir die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus en ons innige simpatie aan beide families. En verstaan, dis families, dis die studente op die kampus wat geruk is, dit is dosente, dis regtig nogals hartseer, nie iets wat mense wil hoor nie. Tanya, Pretoria inwoners is op die oorlogspad. Luister hierso, hulle is kwaad, hoor. So die gebied waar deur die Blesbok substasie geraak word in Pretoria, Pretoria se Moot, Kuduspoort, Queenswood, Waverley, Kilner Park, daai area het nou al vir 'n week kragprobleme. Krag af aan. Dan is dit nie net hulle nie, dis ook Garsfontein. Garsfontein loop ook baie deur kragprobleme. In die noorde, die Klerksoord omgewing, daar is soveel gebiede wat op hierdie stadium konstante, aanhoudende, voortdurende kragprobleme ervaar. Gister het die burgemeester Nasipi Moya van Tshwane uiteindelik 'n persverklaring uitgereik waarin sy gesê het, ons is bewus van hierdie probleme. Ons weet dit is instandhoudingsprobleme, daar's kabelprobleme, ons werk daaraan. Die bekommernis is, as hierdie kabelprobleme is, verouderde kabels, hoe vervang jy verouderde kabels? Een van die probleme is die feit dat die Blesbok substasie verlede jaar erg gevandaliseer was en dit moet herstel word. Daar is eers geld in die nuwe boekjaar wat eers op 1 Julie begin. So, Antoinette Slabbert wat vir Marula Media hierdie berig geskryf het met heelwat inwoners gepraat wat absoluut keelvol is. Sy het ook gesels met politici van die stad, Peter Meyer, wat gesê het hy het al verskeie versoeke gerig aan Moya om te vra vir 'n openbare vergadering. Sy het al ingestem, maar daar is nog nie 'n datum nie. Dan raadslid Dana Wannenberg wat gesê het die Klerksoord omgewing wat konstant deurloop, is ook hulle petisies wat hulle teken en versoeke wat hulle rig, kan ons asseblief die kragprobleme uitsorteer. Ek het in my area ook nou al petisies moes teken vir die hoeveelheid kry jy lag vir my. Ekskuus, ek gegil. Maar vir die hoeveelheid keer wat die krag ook af is, deeltyd aan af wie man weet wat gebeur in 'n gebied wat gereeld geraak word. So. Ja, ek weet jy wat, die probleem vir my is net as 'n metro soos Tshwane of Gqeberha of Johannesburg se metro verwag dat hulle ekonomiese groei moet hê, verwag dat besighede moet floreer, verwag dat mense gelukkig moet wees of selfs geneem moet wees om eiendomme te wil koop in daardie area, by te dra aan erfbelasting en dies meer. Mense daar wil bly. Hoe kan jy nie aan hulle krag voorsien? Dit is wat verwag jy gaan gebeur met jou stad? Is dit dieselfde ou probleem wat ons in klein dorpies in die Noordwes het byvoorbeeld, waar alles aan flarde is, waar jy nie in 'n dorp kan ingaan sonder om te besef hoe stikkend die stelsel is nie. Gaan ons nou dit in die metros ook hê? Ek hoop nie so nie, ons gaan nie daai woorde van jou vat nie, hoor.
Dan ja oor na 2 grensposte na Botswana weer oopgestel. Ja, so baie swaar reëns het veroorsaak dat grensposte na Botswana gesluit was, maar 2 grensposte weer oopgesluit. Groblersbrug is weer oop en die ander enetjie, wie se naam Stokpoort, ek wil hom nie verkeerd uitspreek nie. Stokpoort grenspos wat weer oopgesluit is. Nou Dr. Michael Masipiato, die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Grensowerheid bestuur wat gesê het spesifiek ook Groblersbrug, dit was so nat, die swaar voertuie kon nie deurry nie, so hulle moes wag vir die reën om te sak en dan ook vir die pad om effens droog te word. Maar die grensposte is weer oop. Daar is een wat nog gesluit is, wat ek nie kan onthou nie, Brei grenspos is nog gesluit, maar die res is oop. Dan 'n bietjie van 'n skokkende statistiek dat Suid-Afrika die 5de onveiligste is. Ja, maar ons kan nie oor gesels, want hoe kan hierdie statistieke waar wees? Dis Numbeo wat hierdie ondersoek gedoen het. Dis 'n webwerf waar hulle mense ondervra oor hoe veilig hulle voel in die land. En hier is Suid-Afrika die 5de, of die land wat die 5de meeste misdaad, die misdaad die ergste is in die wêreld. 1 Venezuela, 2 Papua Nieu-Guinea, 3 Haiti, 4 Afghanistan en dan 5 Suid-Afrika. En ons is dan onveiliger as lande so Sirië, Somalië, Rwanda, die Oekraïne. Verstaan jy, dit is 'n baie vreemde data wat ingesamel is om lande wat oorlog getuister is, selfs Rwanda wat veiliger as Suid-Afrika gereken word. Hier is ongelukkig nie die eerste keer wat ons hoor dat Suid-Afrika meer onveilig is as lande waar daar oorloë aan die gang is nie, wat eintlik skokkend is. So dis nie net hierdie studie nie en dit laat mense moet so 'n bietjie in jou skoene wegsak om te hoor dat daar lande is serieus, dit ek kan nie verstaan nie. Verstaan om te dink ons is net onder Haiti waar daar groot bennegewelde is op hierdie stadium en Afghanistan. Om te dink ons is net onder hulle is skokkend. Ek sou graag wil uitvind wat se data is gebruik. Hoe lyk die data proses wat gevolg is om hierdie te bepaal, want dit maak nie vir my sin dat ons onveiliger as Sudan is byvoorbeeld nie. Dit maak nie vir my sin nie. So ek sou definitief die navorsingsmetodologie hier wou ondersoek. En nou lande wat die veiligste is, watse lande was dit gewees? Ek is jammer, ek het nie ons stel nie belang in die veiligste. Moes jy die om oor die veiligste lande check en nou goed. Hoe nie met dit kom nie. Okay, nee, ek vra maar net. Suid-Afrika maak ons heeltyd 'n plan. Ons stel nie eintlik so regtig belang in veiligheid. Ons stel belang in die plan. Ons weet Finland dink hulle is die gelukkigste. Ons weet ons is die gelukkigste. Okay, nee. Ons weet altyd hoe om 'n plan te maak van dit. As 'n ding bietjie skeef is, dan maak ons hom reguit. Dis hoe dit werk. Mesaanval in Amsterdam. Gepraat van geweld op die Damplein in Amsterdam. Werklik waar, gister 'n man wat in die motief is nog nie seker nie. Ek het vanoggend die Nederlandse media bekyk, nog steeds nie seker wat die motief is of dit moontlike terroriste aanval was nie. 'n Man wat net eenvoudig in die skare ingevaar het en geskree het en 5 mense beseer het waarvan 2 baie ernstig beseer is. Nou, kan ek net vir jou sê, hierdie is nie iets wat gereeld in Nederland gebeur nie. So, dit is wel iets wat meer in Europa gebeur as wat vroeër gebeur het. Die polisie het wel gisteraand toegeslaan op 'n hotel op Damplein by Damrak. Nie seker hoekom hulle spesifiek op hierdie hotel toegeslaan het en tipe van 'n ondersoek gedoen het, deursoek het nie. Die aanvaller is ook wel in hegtenis geneem, hy is gewond maar in hegtenis geneem. Maar ja, hierdie is 'n groot skok vir Amsterdam. 'n Omstander het hom oorrompel, blykbaar. Nou, hier wys jou, daar is iemand wat van die weermag af teruggekom het huis toe dalk en toevallig daar was iemand wat geweet het hoe om te ontwapen. Ja. Maar baie die beelde, die foto's, dis nie mooi nie. Ek gaan nie dit op by TV deel nie. En dan eindig ons met 'n goeie storie. Ma wys haar staal. Hoorie, kyk, ek het ook 2 kinders. Ek is skaars 'n jaar jonger as die vrou Emma van der Merwe van Kaapstad. Wat sy het op 40 besluit, sy gaan hardloop. En sy eers op 40 begin. Dis wat die berig staan. Sy het 2 jaar gelede op 40 begin hardloop. Sy het die Addo Elephant Trial Run gaan hardloop, die 100 miles. So dis 160 km/h. Sy het vir 29 ure en 29 minute gehardloop. Hoor hierso, kyk, ek is verstom. Die beste van alles is, sy het eerste gekom. Sy sê so, toe sy op 'n stadium agterkom, sy's voor. En sy gaan eerste kom en sy vasgebyt en deurgedruk. En sy sê daai gevoel toe sy deur die lint gaan, hierdie berig op Marula Media, gaan lees dit gerus, ma wys staal in veel eisende ultramaraton. Toe sy haar man sien, het sy in trane uitgebars. En sy wou graag ook vir haar seuns wys wat 'n ma kan doen. Ag, hoor, hierdie storie is vir my
beautiful vir 'n Vrydag. En ek smaal daaroor dat sy sê haar mikpunte was 500 meter op 'n Ja. slag. Sy het net besluit 500 meter op 'n slag, 500 meter op 'n slag en die 500 meter het 160 kilos geword. Wys jou net, hoe eet jy 'n olifant? Ja. Hap vir hap. Sjoep, dis baie mooi. Tanya, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Lekker Vrydag vir julle. Dit is Tanya de Ventebyker, bly gerus ingeskakel net en dan gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.